Baie welkom. Ons skrifgedeelte vir vandag is uit Lukas 24 vanaf vers 49. Kom ons lees saam. En ek sal die gawe wat my Vader beloof het vir julle stuur, maar julle moet in die stad bly, totdat julle met krag van bo toegerus is. Daarna het hy hulle uit die stad uitgelei tot by Betanië. Daar het hy sy hande opgehef en hulle geseën. Terwyl hy hulle seën, het hy van hulle al weggegaan en is hy in die hemel opgeneem. Hulle het hom aanbid en met groot blydskap na Jerusalem toe teruggegaan. Daar het hulle die hele tyd by die tempel gebly en God geprys. Vir die disippels is dit nou hierdie nog nie tyd. Jesus was dood, nou is hy terug, maar weer op pad. En dan sien hulle Jesus die wolke ingaan met 'n belofte dat hy die Gees gaan uitstort. Maar nog nie. Hulle moet gaan wag. En uit hierdie gedeelte in Handelinge dalk uitnodigings, of in Lukas, maar ook in Handelinge 1, dalk uitnodigings wat ons saam in die nog nie oomblikke van of die tussenintye van ons lewens kan vat. Die eerste ding is, wag waar jy is. Hierdie kan 'n baie moeilike ding in ons lewens wees. Veral wanneer dit swaar gaan, veral wanneer dit, ek kan nie meer nie. Die uitnodiging om te wag waar jy is, kan lewensveranderd wees. Jesus sê vir hulle, moenie van Jerusalem af weggaan nie. Toe ek vir die eerste keer werklik aandag gegee het aan hierdie opdrag van Jesus, het ek besef, Jerusalem was nie vir die disippels 'n gemaklike plek nie. Dit was die plek van hulle trauma, hulle verlies, hulle teleurstelling. En tog sê Jesus, bly hier. Is nie dat ons soms net wil wegkom, of weghardloop, of oorbegin nie. Wanneer ons daai oomblikke beleef, wil ons net sê, kan ons nie maar net 'n nuwe begin kry nie. Dink terug aan die plekke waar dit seer was. Dalk nou, waar dit seer is. Ek dink altyd terug aan 'n ou bekende liedjie wat sê, ek wil jou nooit weer sien. My kinders daar onthou ek daai lied. Maar ek dink ons maak so met ons seer. Ons sê, ek wil jou nooit weer sien nie. Ek wil blind word, of ek wil dit nie sien nie, maar ek wil dit ook nie weer beleef nie. En die beste vir my is om net weg te gaan. Ons eerste reaksie is of weg, of vlug. Maar ons leer meer en meer dat om geestelik te groei, beteken nie om van pyn of onsekerheid weg te hardloop nie, maar juis om dit te konfronteer. Ons wag is nie passief nie. Om in Jerusalem te bly beteken om teenwoordig te wees in die ongemak. Om sensitief te bly vir die Gees se fluisteringe en om my hart oop te hou vir dit wat ek nie verstaan nie. Ons ontdek dat in daardie plek van bly wag, vorm God my op maniere wat ek eers later begin raak sien. Dis hier waar ek leer om te luister. Nie net na God nie, maar na my eie verlange, my eie broosheid en my eie ontdekkings van wie ek is. Dalk die vraag, die belangrikste vraag van vandag is, waar is jou Jerusalem? Wat sou dit vir jou beteken om in Jerusalem te bly? Daai plek van trauma en van seer en van verlies. Waarheen wil jy vlug? En terwyl jy daaraan dink, sê God, bly teenwoordig, bly wakker. Ek is hier. Daar's iets aan die kom. Bly. En hier is nie maklike uitnodigings nie, maar dit kan groot skuwe in ons lewens maak, as ons by dit kan bly. Hierdie is 'n groot uitnodiging in ons lewens. Bly wanneer jy wil gaan. Of jy sal bly, maar jy verstaan nie. Jy bly, maar dis nie eintlik wat jy wil doen nie. Ek onthou, iemand het eendag gesê,
vir sy seun gesê, gaan sit in die hoek. En in vol trane het hy gaan sit in die hoek, en hy daar gaan sit, en hy wil net iets sê, en sy pa sê, wat sê jy? En hy sê, ek sit in hierdie hoek, maar in my hart staan ek. En baie keer is dit so vir ons sit in die hoek, maar in my hart wil ek staan, in my hart wil ek loop, in my hart wil ek gaan. Vir die disippels dalk dieselfde. Maar die bly, dit steek hulle aan die brand. Die bly bring 'n herstel, 'n herskep, hervorm. En dit vat hulle. Dit word 'n geskenk van die belofte wat sou kom, wat hulle lewe vir altyd sou verander. So hoe wag ons? In ons wag sit ons nie net terug en doen niks nie. Ons wag is aktief, energiek en ons wag is doelgerig. Ons bid terwyl ons wag. En reageer op die beweginge van die Gees binne in ons. En koester. Ons koester God se teenwoordigheid. Ons soek dit. Ons soek ook die teenwoordigheid van ander, die naaste aan ons. Ons bly hoopvol terwyl ons wag. In die geloof dat Jesus na ons toe sal kom en ook na die swaar kry van ons lewens sal kom, bly ons verwagting, bly ons hoop. Ons doen dit alles in die vaste verwagting dat Jesus ons sal ontmoet met sy lewende teenwoordigheid. Intussen wag ons op hierdie maniere en neem voortdurend die woorde van die psalmdigter ter harte. As hy sê, wees sterk en hou goeie moed, wag op die Here. Ons wag in vertroue. Ons wag in hoop. Ons wag in die geloof dat God in die wag, in die bly, in die seer, in die trauma, in die verlies, sy teenwoordigheid duidelik vir ons sal maak. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, daar's plekke in ons lewens waar U sê bly, U sê wag. En ek kom vandag en ek bid vir U genade. Bid dat U vir ons sal gee dit wat ons nodig het in tye soos hierdie. In die tussentye van ons lewens. Die stil, donker, sonder bewegingsoomblikke. In Jesus naam. Amen.